wie van u het die doping met die Heilige Gees ontvang en dan ook die spreek in tale wat daarmee saamgaan? OK, so omtrent die helfte. En die res van ons vertrou nog daarvoor en so aan. OK. So dis die een sessie wat ons dan vandag gaan doen. Maar wat ek dink ons moet doen is, ek dink ons moet dan die een doen waar ons die Here se stem hoor, gaan ek nou eers doen en dan gaan ons so as ons die 4de sessie kan opsit, Christopher, daarso. Dan gaan ons met hom begin en dan gaan ons die ding doen. OK. Johannes 10 vers 27 sê, my skape luister na my stem. En ek ken hulle en hulle volg my. So wat is die kriteria wat ons nodig het om God se stem te kan hoor? Dis nie 'n baie hoë bar nie. Ons moet net een van sy skape wees, reg? Ek hoef nie 'n teologie te geswat het nie, dit help. Ek hoef nie 'n dominee of 'n pastoor te wees nie. As dit my roeping is, great. Maar ek moet net een van sy skape wees. My skape ken my stem. Nou, ek het seker al die vergelyking gehoor van hoe hulle in die ou dae skaapwagters was. Dis nie soos ons vandag jaag ons 100 of 200 of 500 skape in 'n kraal en ons doen drukbeweiding en ons het al daai tipe van tegnologie. Daai tyd kon 'n skaapwagter na 120 skape kyk. En dan sou die skaapwagters in die veld, selfs in die woestynveld rond, die skape na weiding toe neem en dan hierso by middagete as dit nou warm is, dan kom die verskillende skaapwagters by 'n oasis aan of waar daar 'n put is met hulle, kom ons sê daar's 10 skaapwagters, so daar's 1200 skape en dan te drink die skape nou 'n bietjie water en die skaapwagters lê onder die palmbome en hulle vang 'n bietjie 'n middagslaapie en eet 'n lunch en hulle rus bietjie en dan 'n uur later dan staan een van die herders, een van die skaapwagters op en hy begin net wegloop en hy fluit. Wat ook al sy fluit is. En dan staan sy 120 skape op van waar hulle drink en sy 120 skape volg hom. Uit daai 1200 skape volg sy skape hom. En dis waar Jesus hierdie analogie vandaan kry. Hy sê my skape ken my stem. Die oomblik as hy skaapwagter weg, sy fluit is sy stem en die oomblik as hy begin wegloop en hy praat of hy fluit, dan respondeer daardie 120 skape wat syne is tot sy stem. En dan gaan die volgende hou, en dan gaan die volgende hou, totdat hulle almal, en hulle het nie daai tyd gemerk nie, hulle het nie, maar die skape word uitgeken deur hulle sy stem ken. En Jesus sê, my skape, een van die kenmerke van my skape is, hulle ken my stem. En ek weet nie of jy dit so vind nie, maar ek vind dit is 'n geweldige bemoediging, want die enigste kwalifikasie wat ek nodig het om sy stem te kan hoor, is nie dat ek 3 ure in tale moet bid elke oggend of moet vas vir 40 dae en soos die Ethiopiër moet lyk nie. Ek hoef net sy skaap te wees. Ek moet net my lewe vir Jesus gee. Nou is interessant wat hulle dan sê, die klein lammertjies sukkel partykeer om sy stem te hoor, want hulle is nog nie so vertroud met die herder nie. So baie keer as jy jonk in die Here is of jy is 'n jong gelowige, dan sukkel hulle nog so 'n bietjie, ons moet nog leer. Maar dan wat jy doen is die jong skapies, die lammetjies volg die volwasse skape. Aanvanklik totdat hulle self vertroud raak met die herder se stem en dan kan hulle homself volg. Maar al kwalifikasie wat jy nodig het, wat ek nodig het, om sy stem te hoor is om sy skaap te wees. So jy kan sy stem hoor. En hoekom is dit belangrik? Genesis 1 sê in die begin het God die hemel en die aarde geskep en die aarde was woes en leeg en dit was donker in die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef en God het gesê laat daar lig wees en daar was lig. God se stem verander alles. Wanneer God praat, verander alles. Hierdie wêreld waarin ons bly was woes, was leeg. En die engel sê, darkness hovered over the face of the earth. Daar was duisternis, daar was geen vorm en struktuur en orde nie. Maar toe God praat, toe kom daar lig in die duisternis. Toe God praat, toe kom daar orde in die wanorde. Toe God praat,
toe kom daar substansie in dit wat leeg was. En ek vind dit in my lewe so, ek weet nie of dit jou belewenis is nie. Partykeer is iets in ons lewe woes en leeg en daar's duisternis. Daar's nie duidelikheid nie, dis confusing, dis nie duidelik wat die pad vorentoe is nie. En daar's 'n leegheid of daar's 'n demekaarheid in wat ons het. Maar wanneer God gepraat het, uit sy woord uit of met 'n bevestiging of in my hart of net met sy vrede, ek weet nie of jy dit al beleef het nie, dan as hy praat is daar lig en duisternis. Daar's duidelikheid. Ewe skielik is alles duidelik. Dit wat leeg gevoel het, wat gevoel het dis iets missing, word net vol, want God het gepraat. En daar kom orde, sy orde kom in die chaos in. En so daarom het ek en jy, glo ek, daagliks nodig om by hom te sit en te sê, Here, praat met my. Ons het weekliks nodig, as 'n leier van 'n gesin, as 'n pa of 'n ma, as 'n leier in jou besigheid of in jou werksituasie of in die kerk, ons het nodig om God se stem te hoor, sodat hy vir ons die rigting kan bring. En dan sê hy in Handelinge 2, die Heilige Gees uitgestort, hy sê, in die laaste dae spreek die Here, sal ek my gees uitstort, hierdie profesie kom uit Joël uit, op alle vlees. Alle vlees beteken, almal van ons het die reg om die Heilige Gees te ontvang. Almal van ons word ingesluit in hierdie belofte. En julle seuns en dogters sal profeteer, julle sal God se stem hoor, en julle jongelinge sal gesigte of visies sien, en julle ou mense sal drome droom. Wat is die punt wat ek probeer maak? Jy en ek kwalifiseer om God se stem te hoor. Elkeen van ons. As jy 'n skapie van Jesus is, as jy 'n volgeling van Jesus is, as jy alle vlees daarbey insluit, kan jy sy stem hoor. Okay. So ons gaan ons eerste praktiese aktivering doen. So ek wil hê, jy moet gou net kyk deur almal wat hier is in die vertrek en kyk vir een persoon wat jou aandag trek. Een persoon wat jou aandag trek, okay? Nou sit dit vir 'n oomblik. Dan maak ons net ons oë toe. Almal iemand geïdentifiseer, almal met een ou en dit nou, dit kan ook wees dat een ou twee mense geïdentifiseer, dit is alraai, dan maak ons maar beter, maar okay, nou maak net vir 'n oomblik jou oë toe. En Vader, ek bid dat U nou vir ons elkeen net 'n woord van bemoediging gaan gee vir hierdie persoon. Net 'n woord van bemoediging om hierdie persoon te encourage in die naam van Jesus. Dit kan 'n skrif wees. Dit kan 'n visie wees. Dit kan 'n karaktereienskap wees wat jy al in die persoon waargeneem het oor tyd, wat jy hom net wil bemoedig en sê ek waardeer dit. Enige iets soos dit. As jy niks kry nie, dan wil ek jou aanmoedig, vat net jou gunsteling Bybelvers en gaan deel dit met daai persoon. Hulle gaan besmoontlik bemoedig word deur jou gunsteling Bybelvers. Okay? Is jy klaar? Gaan nou gou na daai persoon toe en bemoedig vir hom of haar in die Here.
Okay, sê gou vir my, wie van u wat bemoedig is, het sommer die Here se teenwoordigheid beleef toe die persoon steek sommer hoog die hand op en dan kan die ander mense ook sien wat jy. Okay, wie van u het terwyl jy iemand anders bemoedig het u die Here se teenwoordigheid beleef? Okay, nou kan ek gou hier is 'n amazing deel. Was dit moeilik geweest? Nee. Hier is die revelation as ek dit so kan noem. Die woord, die naam Heilige Gees in die Griekse taal is parakletos. Parakletos. En parakletos het kosbare betekenisse. Dit beteken Heilige Gees, dit beteken advokaat. Nou nie soos die tipe advokaat wat ons al ken nie, maar in elk geval. Maar dit beteken bemoediger. En dit beteken ook profesie. So ek het geleer dat een van die eenvoudigste maniere om die Heilige Gees se teenwoordigheid te manifesteer is om net mense te bemoedig. Want wat gebeur wanneer ek net iemand begin bemoedig? Ek manifesteer die parakletos, die bemoediger, die advokaat, die profesie. En so, ons dink altyd profesie moet baie geestelik wees en dit kan wees en dit moet, jy weet, ons dink altyd dit moet in die ou King James vertaling taal gesê word, thus saith the Lord en met geskittery en gebewery en dit kan begeesterd wees, maar dit hoef nie. Wanneer ek en jy net iemand bemoedig en sê, "Jesus man, jou hemp pas goed by die kleur van jou oë of die manier wat jy jou werk doen inspireer my." Wat doen ek? Ek stel die teenwoordigheid van die parakletos vry. En so jy en ek kan dit doen op 'n alledaagse manier by die werk, sonder dat dit weird hoef te wees, sonder dat dit godsdienstig hoef oor te kom op 'n weird manier. Die oomblik wanneer ek en jy, wanneer jy 'n werker bemoedig. En nou ek het eendag gesê, ek wil die grootste bemoediger wees wat ek ken. Want ek wil oral waar ek gaan, wil ek die Heilige Gees se teenwoordigheid. Ek wil die gees van profesie vrystel. En die oomblik wanneer ek hierdie mindset het van ek wil mense bemoedig, dan bring ek daardie teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ons gaan nog so 'n paar aktiverings doen, net om lekker die olie te laat vloei in ons die Here se stem hoor. Luister gaan na Psalm 29 vers 3 tot 9. Hy verduidelik hoe die stem van die Here werk. Hy sê die stem van die Here weerklank oor die waters. Dis een van die mees kosbaarste psalms vir my. Die God van eer laat dit dreun. Die Here self is op die groot waters. Die stem van die Here is kragtig. Die stem van die Here is vol majesteit. Die stem van die Here breek seders. Nou seders is die majestueuse bome, magtige bome. Die Here verbreek die seders van die Libanon. Hy laat Libanon spring soos 'n kalf. Die Siron soos 'n jong buffel. Nou, ek weet nie of jy al gesien het hoe 'n kalf, wie het al probeer wie het al wilde beeste probeer werk? My swaar het so 25, 30 wilde beeste daar in 'n klein kampie en een Kersdag besluit hy nie die dag op die Boxing Day die dag ons almal moet nou gaan help om sy wilde beeste te gaan werk. Hey my maat. 'n Wilde bees wil jy nie werk nie. Hy sê die stem van die Here laat jou spring. In die Engels sê hy like a young wild ox, maar in die Afrikaans sê hy sommer soos 'n buffel, okay? Die stem van die Here laat weerligstrale slaan. Dis hoe kragtig sy stem is. Nou, weet jy, hulle reken 'n weerligstraal, een weerligstraal kan 'n stad soos New York of Johannesburg vir 4 jaar lank van elektrisiteit verskaf. Ek kan nie dink dat die wetenskaplikes nog nie 'n manier gekry het om 'n weerligstraal te kan melk nie. Want as jy daai energie kan harness en miskien in 'n ondergrondse soutbattery of wat ook al kan stoor, dan kan ons maar vir Eskom toemaak. Ons net hulle drade gebruik, maar hulle hoef nie krag op te wek nie. Is regtig so. Maar hier sê die skrywer van die Psalm, hy sê die stem van die Here is so kragtig soos 'n weerligstraal. Dit kan, as God een keer gepraat het, kan hy 'n stad soos Johannesburg vir 4 jaar lank van elektrisiteit voorsien. Die stem van die Here laat woestyne bewe. Weet jy of jy dalk partykeer in 'n woestyn jouself vind nie? God sê ek kan daardie woestyn skud waarin jy jouself bevind deur my stem. Die Here laat die woestyn van Kades bewe. Die stem van die Here laat die wildsbokke ruk van skrik. En dit stroop die bosse. Hy sê eintlik in die Engels die woude kaal. Hy maak 'n pad deur 'n woud, sy stem. God se stem het 'n vermoë om 'n pad te maak waar ek en jy nie 'n pad kan hê nie.
In die Engels sê hy daar waar hy praat van die wildsbokke, hy sê dit laat die wildsbokke, the deer bring forth their young, met ander woorde, hy maak hulle vrugbaar. God se stem bring 'n vrugbaarheid in jou lewe en in my lewe. Die dinge wat ek gedoen het in gehoorsaamheid aan God se stem, se vrugbaarheid is ver bo die dinge wat ek in die natuurlike gedoen het volgens my eie wysheid. En in sy paleis roep almal uit, heilig. En so God se stem regeer die vloei van water. Sê die God se stem is oor die waters. God se stem regeer die vloei van waters. Ons het al gesien, ons is in 'n boeregemeenskap. Hoeveel keer het ons nie gebid vir reën en dan kom die Here deur met reën en dan kom hy deur met reën soos hierdie jaar en dan begin ons bid, Here, vir sonskyn asseblief, ja. Want sy stem regeer die vloei van water. Dit breek die onbreekbare, daardie bome, daardie sedars wat nie kan gebreek word nie, word gebreek deur sy stem. Dit is 'n bron van energie, dit laat daai jong kalf rondspring. Dit bemagtig ons, dit skud elke woestyn, dit stil elke storm en dit maak 'n weg waar daar nie 'n weg is. Hoe praat God met ons? Baie eenvoudig, hy praat met ons eerstens uit die Bybel uit. Nie net uit die Bybel uit nie, maar eerstens uit die Bybel. En daarom enige keer wanneer ek dink ek hoor God se stem, dan moet ek altyd probeer om te sê, Here, is daar skrif vir hierdie ding wat ek gehoor het? Is dit gebaseer in die skrif? Kan ek dit terugvat na die skrif toe? Nou, ek het gevind mense werk verskillend. Ek het 'n paar vriende, hulle is bietjie meer profeties, sterker as wat ek is. Ek is baie sterk in die skrif, so hulle sal iets hoor en dan by die Here en dan sê hulle voel die Here sê dit, dan begin my kop deur die Bybel hardloop en sê ek, Here, gee vir my 'n skrif. As hierdie ding nie in die geskrif geroet kan word nie, as ek nie die beginsel kan anker in die skrif nie, dan gaan ek so 'n bietjie op 'n afstand staan en eers kyk of die ding regtig is. Dan wag ons so 'n bietjie vir hom. So, ons meet dit altyd aan die Bybel, maar eerstens praat die Here uit die skrif. En dis hoekom dit so belangrik is vir jou en my om op 'n gereelde basis in die woord te kom, want God gaan praat uit sy woord uit met ons. Ek dink is gevaarlik, ek dink is baie gevaarlik om te sê, ek wil die Here se stem hoor en nooit sy skrif te lees konstant op 'n konstante basis nie. Want baie mense, ek weet nie of jy al gesien het, Christene speel Bybelroulette nie. Want julle weet wat Russian roulette is. Dan spin hom met een koel in die revolver en dan klik, okay? Nou baie keer doen ons dit so, ons vat die Bybel en dan gaan ons, okay, Here, wat is U wil vir my? Ek moet nou 'n belangrike besluit in my lewe maak. Vers 3. Jou vrou sal 'n prostituut wees. Oeg, nie daai een nie. Okay. Dit moet net een van my vriende op Bybelskool gebeur. Hy het gebid oor sy vrou, toe sê, Here, praat met my, is hierdie girl my vrou? Hoe gaan hy so? Toe kry hy daai Hosea, as dit Hosea skrif of wat, Here het vir hom gesê, jou vrou sal 'n prostituut wees. Nee, Here, gee my 'n ander een asseblief. So ons wil nie Bybel roulette speel nie. Ek glo, as 'n plek vir dit, en ons het almal al getuies gehoor waar die Here dit gebruik het, maar dit moet nie die reël wees nie. Dit is nie die algemeenste reël hoe die Here praat nie. Die Here praat deur daagliks preke te lees of daagliks 'n stuk te lees en daaruit spring 'n skrifgie op en hy praat met my en die Here herinner my aan sy woord deur sy Heilige Gees. Die tweede manier is deur die Heilige Gees se oortuiging. Nou my seun vra my die week, my dogter het my so 2 weke terug gevra, hoe hoor ons die Here se stem? Sy pappa, ek het nog nooit die Here se stem duidelik gehoor soos iemand wat buite my praat soos 'n hoorbare stem. Sê ek, moenie worry nie seun, ek het dit ook nog nooit so gehoor. En ek dink daar's eintlik baie min mense wat in die Bybel of in die geskiedenis God se stem hoorbaar gehoor het en nog geleef het na die tyd. Maar gewoonlik as jy die Here se stem so hoor, is daar 'n goeie kans jy gaan dood, okay? En so wanneer mense en wanneer prediker sê ek die Here het met my gepraat, laat dit baie keer vir ons voel dat eerlikheid ek is nie op baie vlak nie. Ek kan nie God se stem so hoor nie. Maar kom ek maak dit vir jou maklik. Hoe ons God se stem hoor is baie keer net dis 'n gedagte wat in my eie gedagtes is, maar hy klink harder as my eie gedagtes. Of hy klink anders as my eie gedagtes. Maak dit sin? My lyn van denke is in hierdie rigting en ewe skielik kom hier 'n gedagte, 'n spontane gedagte hier van die kant af en hy hijack amper my gedagtepatroon en dis nie iets wat ek sal natuurlik so dink nie, maar dis die gedagte verras my amper. Kan nie ek wees wat daarmee opgekom het nie. God se stem klink soos God. God is altyd liefde, God is altyd wysheid, God is almagtig. So wanneer God praat, gaan daardie karaktereienskappe na vore kom. En daar is 4 tipe stemme wat ons kan hoor. As jy meer as 4 tipe stemme hoor,
dan het ek 'n goeie sielkundige of psigiater se nommer wat ek vir jou kan gee. En jy het dalk behandeling nodig. So ons kan ons eie stem hoor. Ons kan ander mense se stemme hoor en baie keer wanneer 'n ou stil raak en jy probeer dink oor dit en jy bid, dan hoor mens die opinies van ander mense. Dit kan met mense praat. As jy 'n pa gehad het wat baie in jou lewe ingespreek het in 'n gesonde manier of in 'n ongesonde manier, dan hoor jy heeltyd. Ek onthou ek het goeie leiers gehad wat in my lewe ingespreek het en as ek oor goed dink, dan hoor ek heeltyd hierdie leier se stem in my kop as ek dink oor dit. So ons kan mense se stemme hoor. En dan kan ons God se stem hoor. Maar ons kan ook die duiwel se stem hoor. Adam en Eva het die duiwel se stem gehoor. Baie mense in die Bybel het die duiwel se stem gehoor. Nou, hoe weet ek wanneer dit die duiwel se stem is? 'n wenk, dit klink gewoonlik soos die duiwel. Klink soos iets wat hy sal sê. Klink soos 'n versoeking. Dit klink soos om my weg te vat van God se. Dit klink soos die maklike pad uit. Dit klink soos hy, die bedrieër, die deceiver, die misleider. En so God praat deur die Bybel, hy praat deur die Heilige Gees se oortuiging, hy praat ook deur ander gelowiges. So hy praat deur ander mense, jy kan sit in 'n diens, 'n pastoor preek, ek sê altyd vir ons gemeente, ek berei 'n preek voor wat die Here op my hart lê en ek gaan preek en my gebed is dat eers in die preek jy God se stem sal hoor. Nie alles wat ek gaan sê op 'n Sondag, elke woord is God se woord, thus saith the Lord vir elke individu nie. Maar eers in alles wat ek sê, mag daar iets wees wat die Heilige Gees vir jou wakker maak en sê, daar is 'n woord vir jou vir hierdie tyd, gaan pas dit toe. En so wanneer ek onder die bediening van die woord self sit, neem ek altyd notas. Nou ek het al die voorreg gehad om onder van die beste leraars te sit in hierdie hele wêreld en ek het ook al die voorreg gehad om onder van die swakste leraars te sit in hierdie hele wêreld. Want as jy nie notas neem, gaan jy in die slaap raak, so swak is hulle. Hulle is net nie goed ontwikkel nie. Maar ek het myself die dissipline geleer dat wanneer ek onder die woord sit, vat ek my foon uit, ek sit hom op notes, of ek haal 'n boekie uit en ek maak notas. Want eers in of dit nou 'n goeie prediker is of 'n swak prediker, eers in daardie 10 of 20 of 40 minute of 3 ure wat hy praat, gaan God iets vir my sê. Eers aan. Ek respekteer God se woord so en ek respekteer sy stem so dat ek wil attentief wees om te kan hoor wat hy skryf. En daarom maak ek notas nie. Ek onthou ek het eendag by 'n begrafnis gesit, nou is dit Pinkster kleerling mense, hier is daai mense kan begrafnis eintlik kan preek. Nou kom hy op, hy's 10 minute gegee, hy preek 'n uur en 'n half. Hy het nie die myn boodskap van die aand gebring nie, hy moes net 'n 10 minute encouragement. Hy preek 'n uur en 'n half. 'n uur en 'n half. Ek sien enigste een in daai hele plek wat notas nie. Na 'n uur en 'n half wat daai man in die woord is, het hy vir 'n uur en 20 minute net homself probeer validate omdat hy nou 'n profeet of 'n apostel of wat dit is. Maar die actual 10 minute wat hy sy woord gebring is briljant. Ek sê na die tyd vir die ou wat die ding saamroep, ek sê sy preek was briljant, maar ek dink niemand het dit gekry nie want hulle het nie notas geneem. Jy moes notas neem om sy draad te volg want hy gaan hier dan preek hy nou oor dit en dan doen hy dit. Bly net by die woord. Preek net die woord. As jy actually woord gepreek het, sou die mense bemoedig gewees het. So ek neem altyd notas want eers in 'n preek praat die Here. Maak dit sin? Die Here praat deur ander mense, maar ek kan nie laat die Here moet my net deur ander mense praat nie. Tensy ek nog onvolwasse is in die Here en ek's nog 'n lammetjie wat by die skape moet leer. Maar wanneer ons begin volwasse raak, moet ek die Here se stem hoor en dan is dit wat ek hoor hier by die kerk amper net 'n bevestiging van wat die Here reeds vir my gesê het. En dan nommer 4, hy kan praat deur beelde, deur visies, deur drome. Okay, so ons gaan nou na die tweede aktivering toe. So ek wil hê net dat jy sit, maak vinnig jou oë toe en kry net 'n beeld van 'n dier, 'n dier, 'n leeu of 'n tier of 'n arend of 'n kry net die eerste dier wat by jou opkom. Dis nie complicated, kry net 'n beeld van 'n dier. Okay. Nou vra die Here, hou jou oë toe, maar vra die Here vir 'n boodskap wat saam met daardie dier gaan. Een boodskap van bemoediging wat saam met dit. Okay. Nou maak jy oë oop en dan vra jy vir die Here, onderskei net vir wie is daardie woord. Scan net so deur die mense en ewe skielik gaan jou oë val op iemand en dan gaan deel jy dit vandag met daardie persoon.
OK, uitstekend. Ons is so 5 minute weg van ons breek af. Wat se blokkades is daar om die Here se stem te hoor? Maar voordat ek daaraan gaan, wie van julle was bemoedig geweest deur die woord wat jy ontvang het vandag? OK, uitstekend. Wat is van die blokkades? Foutiewe geloof. As ek glo God kan nie met my praat nie of God wil nie met my praat nie. Daar's 'n sterk beweging in die kerkwêreld wat sê die laaste keer wat God met mense gepraat het was met die apostels 2000 jaar terug. Nou, great is dit jou teologie is nou, hoe versin jy dit met 'n liefdevolle Vader? 'n Liefdevolle Vader wat nou vir 2200 jaar stilstype het en nie met sy kinders praat nie. Dit is nie in lyn met die natuur van God wat ons in sy woord kry nie. So foutiewe geloof, nommer 2, vrees. Party mense is bang hier, sy gaan ander stemmetjies hoor. Ja, jy kan ander stemmetjies hoor, maar dan het ons 'n goeie nommer vir jou. En so, maar moet net onderskei tussen is die duiwel wat praat, is dit mense, is dit my eie stem en God se stem. En in ons boekie oor You Shall Receive Power gee ons heel wat meer detail wat nou net help in dit. Ongehoorsaamheid is 'n blokkade om God se stem te hoor. Want jy weet, ek sê vir my seun, vat gou die skottelgoed en dan dek jy gou vir mamma dit af, dat sy dit nie hoef te doen nie. En dan sê papa ek sal dit nou doen. Hy's gou op sy foon besig of is besig om golfnavorsing te doen. En dan 'n uur later dan vra hy my, "Jessie papa, kan papa my help? Ek wil graag my 'n nuwe sandwich koop." Vir die wat nie weet wat dit is, dis nie 'n toebroodjie nie, dis 'n golfstok. Dan sê ek vir hom nee. Ek kan nie, dan sê hy vir my hoekom. Dan sê ek want jy het nog nie gedoen wat ek jou gevra het om te doen nie. Die skottelgoed staan nog die hele wêreld vol. En baie keer is dit wat gebeur, ons gaan deur die lewe, die Here praat met ons en ons gaan aan en ons doen nie wat hy vir ons gesê het nie en ons gaan aan met ons agenda en ons Here praat met ons en ons is stil. Hoekom is hy stil? Daar's uitstaande gehoorsaamheid. So ek moet teruggaan en ek moet hierdie ding gaan regmaak en dan praat die Here weer. As die Here se stem stil raak, kan dit wees dat daar ongehoorsaamheid 'n geraas en 'n gejaag. Ek dink pastoor Herman het daarvan gepraat vanoggend. Geraas en 'n gejaag rondom my, soos hierheen jaag, daarheen jaag en as heeltyd 'n geraas. Ons moet stil raak. Ons moet tyd vat om stil te raak. En dit hoef nie lank te wees nie. Dit kan 5 minute wees in die aande, 5 minute in die oggende. Een van my mentors, hy's nou al by die Here, pastoor Karel Berend, het so mooi verhaal vir my vertel van sy kinders en kleinkinders in dieselfde estate as hulle gebly en dan sal hulle nou Sondagmiddag of daar kom kuier. En dan kuier hulle lekker saam, hulle eet en kinders speel met hom en sy kleinste dogter was so 3 jaar oud, skus. En sy sal altyd op sy skoot kom sit. Veral as die pa van die kinders nou sê ons moet nou huis toe gaan. Dan hardloop sy, dan spring sy op oupa se skoot. Dan sê sy vir pa, kan ons nog net 5 minute bly? En sy het geen eintlik gevoel gehad van 5 minute nie, maar sy het gesê nog net 5 minute. En dis my so mooi boodskap, so mooi spreek met ons. Jy weet, as jy geen tyd met die Here spandeer in sy woord en om sy stem te hoor nie, wat van jy spandeer net 5 minute meer met hom? In die oggende, in die aande, voor jou dag begin, voor die gejaag en die geraas begin, spandeer net 5, of was jy dalk al 10 minute, of was jy dalk al 30 minute met hom spandeer in sy woord, of wat ook al waar jy is in jou journey met die Here, dink ek die Here nooi ons uit, en hy sê, wat van nog 5 minute? Gee my net nog 5 minute om bietjie met jou te praat. Gee my net nog 5 minute om bietjie by jou te wees. En jy sal verbaas wees wat ek in daai 5 minute kan maak. So, as jy nie tussen die Here, nie tussen hierdie ding om tyd met die Here te spandeer, geef hom net nog 5 minute meer. Jy sal verbaas wees wat hy in daai 5 minute vir jou kan sê en in jou lewe kan doen. As jy volwasse is in die Here en jy spandeer gereelde tyd met hom, gaan sit net vir 5 minute en sê, Here, ek sit nou my boeke neer, praat net met my. Wat wil jy vir my sê? So, maak daai tyd. Nommer 5, 'n harde hart maak dat ons God nie kan hoor nie. 'n Harde hart. Jesus praat met sy eie disippels na die dood van Johannes die Doper en hulle kon nie verstaan wat hy vir hulle probeer sê nie. En hy sê dis omdat julle harte verhard was. Partykeer beleef ons 'n verlies. Ons gaan deur 'n moeilike tyd. Mense maak ons seer, mense stel ons teleur of ons verloor dalk 'n geliefde. En deur die proses van rou raak ons hart hard. Partykeer is dit om ons nie iemand vergewe nie,
dan raak ons harde hart, en wanneer my hart is, kan ek nie regtig God se stem hoor nie. En dan moet ek eers my hart weer voor die Here sag maak, en sê, Here, vergewe my, ek vergewe daai mense, praat met my. Nommer 6, selfsug en wetywer, maak dat ons nie God se stem hoor nie. As alles rondom myself draai, kan God nie regtig met my praat nie. Want wanneer alles om myself draai, of laat ek dit so sê, wanneer God met my praat, 90% van die kere wanneer God met my praat, is dit om die fokus weg van myself te draai, en op dit wat die Here wil ek moet doen vir ander mense. En so God se stem sal selde my selfsug voer, inteendeel dit sal my selfsug terugdruk, sodat ek 'n seën kan wees vir die mense reg rondom my. Dink maar vir jou en my as ouer rondom ons kinders. 9 uit die 10 keer die instruksies wat ons kinders gee, is dink aan jou boetie, dink aan jou sussie, neem hulle in ag. Hou op om jou sussie te terg. Ek het 2 seuns en 'n klop kleiner dogter. Hou op om jou sussie te terg. Dis nou genoeg. Los net jou sussie uit. Moet dan nie verder treiter nie. Neem mekaar in ag. En dit gaan 90% wees van dit wat die Here vir ons sê. Hy gaan met ons praat oor ander mense. En so wanneer ek self behep is dit moeilik vir die Here om met my te praat. Wie van julle het al by mense gekuier en dan kuier jy die aand daar vir 'n uur of 2 of 3 en dan ry jy huis toe en dan sê jy vir jou vrou of jou man, eerlikheid, hierdie persoon het die hele aand net oor homself gepraat, oor haarself gepraat. Nooit regtig belang gestel. Toe sy my gevra het en hoe gaan dit met julle? Toe ek hom een sin gesê, toe spring sy weer in en vertel haar ons hoe gaan dit met haar. Wie van julle ken sulke mense? Moenie nou jou hande opsteek nie, maar okay. Jy kan nie eintlik vir so 'n persoon enigiets sê nie, want alles gaan oor hom of haar. Nommer 7, onbekeerde sonde. So 'n onbekeerde sonde, met ander woorde, die Here het al met my gepraat, hy het al sondig aangespreek, maar ek's nie bereid om daarmee te deel nie, en dan gaan ek aan en daarna kom ek agter ek hoor nie die Here se stem nie. Dit is amper soos ongehoorsaamheid, maar ek moet eers hierdie ding gaan fix. Die Here het al my instruksies gegee, sê jy sê nou op met hierdie, ek wil jou vrymaak, en so gaan ons aan. En dan nommer 8, ontering van gesag. As daar doelbewuste dishonor is teenoor gesagsfigure, teen my ouers, teen my leiers, dan sukkel hulle om die Here se stem te hoor. Want as ek nie kan onderwerp aan aardse gesag nie, hoe gaan ek onderwerp aan God se gesag wat ek nie kan sien of hoor of fisies om my het nie. En ek glo vas, God gebruik ouers byvoorbeeld in 'n huis om kinders te leer om onderdanig te wees en om gehoorsaam te wees. En so gebruik hy ook aardse gesag, is onderwysers, skoolhoofde in 'n skool, siviele gesag. In ons land is dit baie moeilik, gesag in die kerk. Hy gebruik fisiese mense om my te leer om onderdanig en gehoorsaam te wees, want as ek aan hulle gehoorsaam kan wees, kan ek aan God gehoorsaam wees. En so wanneer daar openlike ontering is, dishonor, disrespek, dan is dit moeilik om God se stem te hoor. Okay, ons het daai gecover. Ek het gesê Satan se stem klink soos hy is die vader van leuns, so hy gaan besmoontlik vir jou 'n leuen vertel. Hy is die aanklaer. So wanneer dit soos 'n aanklag te klink, dan is dit besmoontlik die duiwel wat praat. En hy sê daar, en dis nou van my boetas hierso, hy sê hy is die aanklaer van die broers. Die duiwel is die aanklaer van die broers. Partykeer kla hy ook die susters aan. Ek vind dat meestal kla die broers aan. Okay. En dan die derde ding is hy laster ander se reputasie. Nou die Engelse woord vir laster is slander. Slander, laster. Dis om iemand anders af te breek, iemand anders se waarde af te breek, of die persoon daar is en of die persoon nie daar is nie. Dis die taal wat die duiwel gebruik. Hy sal ander mense se waardigheid afbreek. Hy's natuurlik ook die moordenaar en hy's die suspisie saaier. Van die begin af het hy in Eva se brein suspisie gesaai met dit wat hy van gesê teenoor God. Moenie God vertrou nie. God wil iets goeds van jou weghou. En so dis wat hy doen. Hy saai suspisie. So as ek daai 6 eienskappe hoor, dan weet ek dis die duiwel se stem. God se stem klink soos syne. Dis 'n duidelike boodskap. Ek weet nie wie van julle al daai stemmetjie gehoor het, daai in jou eie denke bietjie harder. God gebruik nie baie woorde nie. Hy sê 1 of 2 sinne of 3 sinne en dit is soos boem. Dit is duidelik. Hy praat van 'n posisie van gesag af wanneer hy praat, maar dis 'n gesag wat mens vry maak. Ons het almal al dalk onder gesag gestaan by die werk of in 'n kerk ergens of in 'n familie wat die gesag was eintlik
wat noem jy dit, mishandelend, as ek dit so kan sê, neerdrukkend, onderdrukkend, nee, veroordelend. Wanneer God praat hy nie veroordelend, maar hy praat van so gesagsposisie af, maar wanneer ek sy stem hoor, maak dit my vry, soos, okay, hoe het ek nooit hieraan gedink nie, hoekom sê jy my nou al, jy weet, ek het my al lang al gesê, maar dit maak my vry. Die derde ding is, hy praat ferm, maar ook liefdevol. Wanneer God met my gepraat het, is dit so duidelik, tjoef. Ek het dalk vir jou al die storie vertel, of dalk het ek het tydens Relentless vertel, waar Katinka banke geverf het in haar salon, en ek kom toe na die middag by die huis, en hy sê, ek amper klaar met haar proses daar, en sy het, in elk geval, ek vra toe van, het jy die regte onderlaag opgeverf, want sy het so hard gewerk, ek is net bang die goed begin afdop, maar sy is toen al so ver in haar kreatieve proses, toe ek dit vra, toe sy dit as kritiek beleef, en toe is daar geveg aan die gang, en hoe meer ek probeer verduidelik, wat ek eintlik bedoel, oh my goodness, jy weet, ek het net daai graaf gevat en my gat dieper gegrou, en ek het besef toe net, hier is moeilikheid, ek is net besig om myself dieper in die moeilikheid te kry, en ek draai om, en ek sê vir myself, daar's geen manier wat ek uit hierdie ding uitkom nie, ek stap nou weg, want ek gaan net hier dieper in die moeilikheid kom, en toe ek my tweede tree gee, toe hoor ek 'n stem binne in my gedagtes, nou, dis nie my lyn van thought nie, dis 'n spontane gedagte, en die Here sê vir my, vra vir haar, of sy wragtig waar die olifant vir 'n tweede keer wil oorverf. Nou rewind, op daai saam 20 jaar terug, nee, 20 jaar terug, sê so 18 jaar terug, toe ons op honeymoon was, toe verf sy vir my 'n olifant, massiewe olifant, soos 2 dubbeldeure, so groot soos daai dubbeldeure, op 'n harde bord, het ons 'n nice na by die hardeware winkel gekoop het, en hulle het vir ons 'n PVA primer opgesit, maar hulle het op die gladde kant gesit, en dit was bietjie 'n swakker primer wat hulle opgesit het, en sy verf die beautiful olifant, en 2 maande later, nadat ons hom geraam en opgehang, hier begin die ding afdop. Ek het daarvan vergeet, was nie my gedagtes nie, maar toe ek wegloop, in 'n stryd, die duiwel is besig om ons vrede en ons blydskap te steel, en ek stap weg, en my tweede tree, kom hier 'n gedagte van die kant af, en sê, vra vir haar, of sy wragtig waar die olifant wil oorverf, en ek draai hom, en ek sê, die Here sê, ek moet vir jou vra, wil jy wragtig waar, ek het die Here ook al 'n bietjie as liewer iets gebruik, wil jy wragtig waar die olifant, en sy wil so vir my iets sê, sy wil so verder veg, maar hy neem tref, toep, en sy kyk so vir my, en die volgende oomblik bars ons altyd uit van die lag, dit was so 5 uur, 6 uur die aand, en ons het daai aand eers 12:30 gaan slaap, as ons mekaar kyk, dan bars ons uit van die lag, wat die duiwel bedoel het om ons vreugde en ons vrede te steel, het God in 'n oomblik met sy stem ingekom, en toe ons respondeer tot sy stem en gehoorsaam is, dit is 'n duidelike stem, dit was 'n duidelike boodskap, dit van 'n posisie van gesag gekom, wat vryheid gebring het, dit was ferm, maar liefdevol, en dit het die vreugde van die Here nie herstel nie, na 10 ander levels toegevat in ons huis. Want die koninkryk van God is geregtigheid, vrede en vreugde. Dit het die koninkryk gemanifesteer, en wanneer ek en jy sy stem hoor in ons besigheid, in ons hart, in ons huis, in ons huwelik, dan bring dit God se koninkryk. Is dit nie mooi nie? En dis wat hy vir elkeen van ons wil doen die hele tyd. Dis 'n hoorbare stem, maar in jou gees of in jou gedagtes, soos nie hierdie stem van, ek het nog nooit 'n stem van buite af gehoor nie. Daar is al mense wat dit gedoen het, dis baie min, dit gebeur nie algemeen nie. Dis in lyn met die Bybel, ons het dit al gesê, dit is ook progressief, dit bou op mekaar. So, ek is bietjie versigtig vir mense wat sê hulle hoor die Here se stem, nou sê die Here, jy moet hier regs gaan, ons gaan nou, party ons lei gemeente, so ek ken 'n paar profete wat gemeentes lei, nou sê die Here, hierdie jaar ons moet selgroepe doen, dan doen ons selgroepe vir 6 maande, dan 6 maande later sê die Here, nee, selgroepe werk glad nie, dan maak ons al die selgroepe toe, dan sê die Here nou weer pink, en dan sê die Here weer blou, 6 maande later is daai gemeente so teen mekaar, hulle weet nie, gaan ons die kant toe, of gaan ons daai kant toe, God se stem praat progressief, hy bou op mekaar, God is 'n God van orde, hy gaan nie, so ek sê altyd, jy moet seker maak as jy sê die Here sê, want die Here gaan nie elke 3 maande sy mind change nie, dit is soos die ou wat, toe hy trou die dag, toe sê vir sy vrou, ek is lief vir jou, en ek sal jou inlig as ek my mind change, okay, nou dis die Here gaan nie net sy mind change nie, jy weet, as hy gesê het, dis die rigting waarna ons gaan, dan gaan hy, en dan bou die ding progressief, en soos wat ek gehoorsaam is, en wat hy vir my sê, dan openbaar hy nog iets, dis progressief, en dan laastens, dis 'n vaderlike toon, God het 'n manlike vaderlike stem, hy is die hemelse Vader, en daarom is dit ook so dat
dat vrouens is geneig om God se stem bietjie makliker te onderskei as mans. Want die stem klink anderster as hulle eie stem. Omdat ek en jy as man 'n vaderlike stem het, 'n manstem het, is God se stem nader aan ons stem. So ons moet bietjie meer onderskeiding toepas om sy stem, maar 'n vrou is geneig om dit makliker te hoor. Meeste geval, nie altyd nie, maar meeste gevalle hoor vrouens dit klein bietjie makliker, omdat dit 'n vaderlike toon is aan die stem. Okay. So kom ons doen ons volgende aktivering. So dink gaan jou gunsteling Bybelvers. Jou gunsteling Bybelvers, maak miskien net jou oë toe. Waar ook al hy is of. Okay. Vra die Here wat se boodskap kom saam met daardie Bybelvers. Okay. As jy 'n boodskap het, kyk bietjie rond, onderskei, soek iemand in hierdie saal wat jy voel dit mee praat, die eerste persoon wat regtig wat jou aandag op fokus. En dan gaan vinnig na daai persoon en gaan deel dit met hom of met haar. Okay. Weet jy, is teenwoordigheid beleef terwyl jy daai woord ontvang het of geskryf. Wie is bemoedig daardeur? Amazing. Okay. Ons het nog een aktivering wat ons gaan doen, dan gaan ons 'n bietjie 'n breek vat. Miskien net een gedagte wat ek by jou wil los oor die naam Parakletos of Heilige Gees of profesie of bemoediger. Dit beteken ook advokaat. En in die Engels sê hy, one that walks close beside you, that can offer testimony at your defense in a court of law, that will stand up under cross-examination. Dis wat die Heilige Gees beteken. Dis wat bemoediging beteken of Parakletos. Iemand wat langs jou loop, wat jou goed genoeg ken, wat na genoeg aan jou is, wat wanneer die duiwel die aanklaer kom en sê jy's nie 'n goed genoeg man of vrou of 'n goed genoeg pa of ma of 'n goed genoeg werker of 'n goed genoeg baas of leier of bestuurder of pastoor of wat ook al. Wanneer die aanklaer kom en sy stem is konstant, die aanklaer is konstant, dan is die Heilige Gees, die Parakletos,
Hy ken my so intiem, hy ken jou so intiem, dat hy in die hemelse hof opstaan en sy hand opsteek en sê, ek wil graag 'n getuie lewer in verdediging van hierdie broer of hierdie suster. En hulle kan maar kruisverhoor doen op hom, sy getuienis gaan opstaan. Ek ken die intensies van hierdie man se hart, ek ken die intensies van hierdie mamma se hart, ek ken die intensies van hierdie persoon se hart. Dis waar, hy mag dalk nie perfek wees, hy mag dalk nie perfek wees, maar die intensies van sy hart of haar hart is reg. Is dit nie kosbaar nie? Jy sal krag ontvang wanneer die Parakletos, die advokaat, die wettige getuie oor julle kom. En hy loop langs ons elke dag, en wanneer ek en jy onder aanklag kom, dan hoef ons nie onsself te verdedig nie. Ons kan terugleun in die Parakletos, ons kan terugleun in die Heilige Gees, ons advokaat. Want hy is die een wat ons verteenwoordig. Hy is ons wetlike verteenwoordiging in die hof ook. Nie net ons advokaat nie, maar hy is ook ons getuie, ons hoofgetuie. En so, wat ek nou wil hê ons moet doen, is ons gaan 'n laaste aktivering doen. So ek gaan vir elkeen van julle 'n nommer gee, dit gaan 1 of 2 wees. As ek jou nommer 1 gee, dan is jy in span 1, en as jy in nommer 2 is, dan is jy in span 2. Okay, so ek gaan sommer hier voor begin. Mr. Herman 1, 2, oom 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1. Shaal is nou wat 2, nee. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, kom ons gaan daar, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, en wie neem nog deel? 1, 2. Julle is nog nie meer deel? 1, okay. Kan een van die klankouens ook nog deelneem? Ek word nog een uit die boks het wil deelneem. Okay, 2, jy is 2. Okay, nou wat ek wil hê, al die eens moet om hierdie blok vir my 'n sirkel vorm, om hierdie blok. Vorm gou 'n sirkel en al die 2 staan net so 'n bietjie vir 'n oomblik een kant toe. Ons gaan nou soos musical chairs gaan ons musical prophecy speel. Al die eens vorm 'n sirkel om hierdie blok. Okay. Staan sommer teen die stoele so naby as wat julle kan aan die stoele, staan met julle rug teen die stoele toe, julle moet aan die buitekant staan. So as oom en tannie as julle net kan uitkom, kom na die buitekant toe. Okay. Daar's nog lekker spasie daar in die gang daar in die middel, maak hom maar lekker toe, daai sirkel daar. Okay. Skuif so 'n bietjie om. Dit is nie te op mekaar is nie. Okay, nou wil ek hê al die 2's moet nou rondom hulle ook 'n sirkel vorm. Al die wat nommer 2 is. Staan voor 'n persoon, so gaan staan net voor 'n persoon, dan moet nou min of meer ewenveel mense in die binnesirkel as die buitesirkel wees. So maak seker daar staan 'n persoon voor jou. Hier's nog, ja wat spasie hier voor. Net kan deurkom. Okay, ons gaan julle nou op die spot sit, maar dis alright. Net om die vloei bietjie aan die gang te kry, is dit alright? Okay, daar sê, almal het iemand. Okay, so, nou wat ons gaan doen is, ons gaan die musiek speel, en ek wil hê die binneste sirkel, julle bly net staan waar julle is. Die buitenste sirkel loop, en terwyl ons loop, as jy in tale kan bid in jou hemelse taal, anders net in Afrikaans, of jou natuurlike taal, en sê net, Here, praat met my. Jy gaan na die regterkant, kom ons gaan regsom loop elke keer, okay. So stap regsom, en dan gaan ek julle stop, en dan wanneer ons stop, dan gaan jy by die persoon wat voor jou is, gaan jy 'n woord vir hom of haar deel. So die buitekantse sirkel, julle gaan nou bid vir 'n woord. Okay. Enige woord, kan 'n skrif wees, kan 'n visie wees, kan 'n prent van 'n dier wees. Net nie jou skoonma nie. Dankie Here dat U met ons praat. Die skape kan die stem hoor, daar's geen druk nie. Hy
Hy gaan net vloei nou. Okay, jy kan stop, die persoon wat voor jou is. En jy kan begin om 'n woord te deel. Okay, Sena, jongman, jy kan sommer hier by Pastor Herman, jy's nou. Jy het sommer dieselfde klere ook aan, so daar's hy. Geen druk nie. Okay, buite sirkel deel met die binne sirkel. Shaal, jy moet nou die eerste persoon wat oop is kry. Hierdie kant. Hierso is twee dames wat oop is, ja. Dame met die groen top, ja. Sy buitenste sirkel deel met die binneste sirkel, ja. Okay, bid sommer vir daai persoon, bid sommer daai woord oor die persoon. Ja, die buitenste sirkel bid oor die binneste sirkel. Okay, amen. Okay, nou gaan ek vra dat die buitenste sirkel weer loop. Nou vertrou die binneste sirkel vir die Here vir 'n woord. Binneste sirkel gaan nou hulle self voorberei. Here, praat met my. U wil iemand bemoedig deur my. Kry of 'n skrif of 'n beeld. Ja, die buitenste sirkel loop nog steeds, maar die binneste sirkel bid vir die woord. En dan gaan jy nou net 'n woord deel by die ou wat by jou stop, okay? So, buitenste sirkel loop in dieselfde rigting weer aan. Probeer so half in pas bly met mekaar. Verder, jy moet nie vassak nie, dan gaan jy hele treintjie ophou hier so, anders dan werk die musical chairs nie lekker uit nie. Okay. Okay, die ou wat nou stop, en dan die persoon wat voor jou is, draai na, om toe elkeen kry iemand. Ons het een dame oop hierso. Hierso, is net toevallig, jy gaan nou by dieselfde dame wees, of na by dieselfde dame, maar sy moet nou oor jou bid, want jy is net enetjie aan, ja. Okay, so. Okay, nou deel die binneste persoon met die buitenste persoon die woord en bid sommer vir hulle as jy klaar is. Amen. Wie van jy was bemoedig deur binne of buite? Either which. Okay. Wil jy nog so 1 of 2 keer doen? Kom jy buite sirkel kan weer in dieselfde rigting loop. Nou gaan die buite sirkel weer oor die binneste sirkel profeteer. Okay. Okay, en stop. Ons gaan nou 'n bietjie minder tyd om te bid want die Here kan net vloei deur ons. Okay.
Okay, nou skiet sommer uit die heup uit. Buitenste sirkel oor die binneste sirkel. Buitenste weer oor die binneste, ja. So voor. Elbow. Okay, sodra die buitenste persoon klaar is, dan kan die binneste persoon oor die buitenste persoon profiteer. Ons gee nou minder tyd om te bid, want die Here vloei net nou. So nou net die binneste persoon profiteer nou oor dieselfde persoon buitentoe nou weer. As jy klaar is. As jy klaar is, dan kan jy buitenste sirkel een persoon aanbeweeg en sommer dadelik begin profeteer oor die volgende persoon. Buitenste sirkel, beweeg weer een regterkant toe en begin oor die volgende persoon, net een persoon. Skuif net een aan en dan begin jy, ja, begin sommer dadelik. Sodra die een persoon klaar gedeel het, kan jy hulle omdraai en dan kan die ander persoon oor hulle ook 'n woord deel.
So. Okay. Vir wie van die was dit bietjie sanitair om die eerste keer te doen? Ons kan maar eerlik wees, ons moet so 'n bietjie uit ons comfort zone en ons tweede en die derde keer sal. Okay. Vir wie het Charles 'n woord gegee en jy's bemoedig daardeur? Is daar van die ouens wat by Charles 'n woord het dit vir iets beteken? Het dit vir jou iets beteken, meneer? Mevrou, het dit vir jou iets beteken? Charles, jy het die ouens gebless? Amazing. Okay. Wie van u was bemoedig deur enige van die woorde wat u ontvang het? Is dit nie amazing nie? Wie van u was diep aangeraak deur die woord? Ek het sommer 'n paar trane gesien en gehoor en alles. Okay. Nou vra ek die vraag, as kan ons nie 'n kultuur bou in 'n gemeente van bemoediging nie? Ons was so 10 jaar terug was ons het die voorreg gehad om by Bethel Kerk in Redding, California te wees, en ek weet almal, ons stem nie saam met alles wat die ouens doen daar nie. Maar hulle het 'n kultuur geskep daar van profetiese van bemoediging. As jy letterlik in die parkeerarea stop, dan is daar iemand wat jy by die kar kry en begin oor jou te profeteer. Een van ons ouens wat saam met ons groep was van Louis Trichardt, hy's 'n siviele ingenieur. Hy het werk gedoen vir 'n sheik wat hom nie betaal het nie, miljoene rande se werk. En hy het daardie trip op sy kredietkaart gedoen. Hy het gesê, Here, hierdie is my laaste. As iets nie gebeur in hierdie trip nie, gaan ek my lewe neem as ek by die huis kom. En terwyl hierdie man in die queue staan om by die krib uit te kom in die toilet, begin iemand oor hom te profeteer. Presies in sy situasie. En toe hy terugkom binne 'n week, toe change sy goeders. En die Here draai sy dinge heeltemal om. Jy sien, God het nie vir ons die gawes gegee en die vermoë om sy stem om ons noodwendig meer geestelik te maak, maar om ons meer kragtig te maak, om sy liefde vir meer mense te wys, om sy krag en sy wysheid vir meer mense te wys. En as ons 'n kultuur kan skep van om God se stem te hoor, en net dit te doen, net die hoofdoel van profesie is om te stig, te troos en te bemoedig. Hier kom mense deur hierdie deure op 'n Sondag wat nodig het om gestig te word, om vertroos te word, om bemoedig te word. So ek en jy na die Spar toe gaan of na die Checkers toe, iemand in daai Spar, iemand in daai Checkers het nodig om gestig te word, om vertroos te word en 'n bemoediging. As jy by die werk is, iemand in jou kantoor het nodig om gestig te word, om getroos te word, om bemoedig te word. Ons hoef dit nie geestelik te maak nie. Ons hoef dit nie godsdienstig te maak nie. Ons hoef dit nie weird te maak nie. Ons kan net daar gaan sit en sê, Boeta, ek het jou op my hart en ek wil jou net bemoedig vanoggend. Ons hoef dit nie super geestelik te maak nie, maar ons kan dit reël maak. Ons kan Jesus reël maak vir ons wêreld. Amen. Ons gaan 'n breek vat vir so 15 minute, so is nou so 5 voor 11. Kom ons kom weer 10 oor 11.